Liefdes, as jy die Bybels hier het, is jy welkom om saam met my te blaai na Lukas hoofstuk 2. Lukas hoofstuk 2, daarvan gaan ons saam lees die eerste 7 verse. Die opskrif sê die geboorte van Jesus Christus. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, onse Here, hoe wonderlik is U naam oor die ganse aarde. Hoe wonderlik is dit vir ons om as gelowiges, U kinders vanmôre hier by mekaar te wees, nie uit ons eie keuse nie, en nie omdat ons gekies het nie, maar omdat U ons gekies het. Omdat U in die groot genade U hand na ons uitgestrek het. Ons harte verander het, en ons nader getrek het aan U. En dat U deur die werking van die Gees ook nou besig is in ons. En dat U in elkeen van ons skaaf en skuur, sodat ons al nader en nader en nader aan U sal beweeg. Here, wanneer ons hier by mekaar is, erken ons dit. Dit is net 'n stuk genade. Want uit onsself en tot onsself en deur onsself is ons tot niks in staat. En daarom bring ons vanmôre aan U die lof en die dank en die eer, U wat die Almagtige is. Dat U ons nie in ons sonde gelaat het nie, dat U ons nie maar net alleen gelaat het en daar ver eenkant is nie. Maar dat U na hierdie wêreld gekom het, dat U ons kom verander het, ons die wedergeboorte geskenk het, en dat U hierdie pad saam met ons stap. Ons sien dit in besonder in hierdie Kerstyd. Ons beleef dit, wanneer ons in die Adventtyd juist stil staan by hierdie tekste wat gaan oor die geboorte van ons verlosser. Here, en hierdie is vir ons sulke bekende gedeeltes, ons het dit al so baie gehoor. Ek wil tog bid en vra dat U vanmôre ons gedagtes gevange sal neem. Dat ons nie maar net nog 'n keer sal hoor, by die een oor in en die ander oor uit nie. Maar dat ons werklik waar hierdie teks ook sal oordink, en dat ons ook sal hoor wat U sê vanmôre. En dat dit in ons harte sal ingang vind, en dat ons ook in ons geloof sal groei. Here, ons bid vir die wat siek is, ons bid vir die wat in rou gedompel is, die afsterwe van oom Josua Skeepers in die afgelope week, en ons bid vir daardie gesin ook in besonder. Ons vra dat U met aan die Charlotte en die kinders en die kleinkinders sal wees, dat U ook vir hulle sal vertroos. Ons bid vir die wat met verlof is, soos alreeds baie min, Sondag hier oor Desember, baie van ons lidmate is al reeds op pad. Ons bid en vra dat U asseblief ook met elkeen sal wees, dat U hand van genade oor hulle sal hou. Ook hier waar vanmôre dalk besoekers is van ver, vra ons dat U ook met elkeen van hulle sal wees, dat U ons sal behoed te bewaar, sal beskerm. Maar Here, bo al dit, bid ons dat U ons sal lei tot geestelike groei, en dat ons nader en nader aan U sal beweeg. Help ons daarmee, sterk ons daarmee. Ons bid vir ons land, ons bid vir die wêreld wat mal word en wat wegbeweeg van die waarheid van die woord. Here, gee dat ons 'n lig vir hierdie wêreld sal wees, soos wat ons die heel begin gesing het. Mag ons ligdraers wees, sodat almal sal sien en sal glo en sal bely dat U God en Koning is. Here, wanneer ons nou stil word rondom die woord, vra ons dat U ook dit wat skeiding bring tussen U en ons sal wegneem, en dat U tot elkeen van ons vanmôre ook sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ja, soos ek die gebed ook genoem het, dit is so 'n bekende gedeelte. Waarskynlik ken jy die verhaaltjie of hierdie stukkie al uit die kop uit, en jy het al seker soveel preke daarvan gehoor, maar ek wil tog vra dat jy weer sal oplet en luister, hoor wat sê die Here vanmôre vir ons. Hier uit Lukas hoofstuk 2, ek lees al van ons vanaf vers 1. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus
dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Syrië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Kersfees, so dit ook optel in al die liedere wat ons sing, en baie van die temas in elk geval as jy gaan luister na Kersfees preke, kry jy altyd hierdie gedagte van die lig in die duisternis. Dis wat die Kersboodskap is, die lig wat kom in die duisternis. Want die wêreld is 'n baie donker plek. Nou ons loop nou nie die hele dag en sê vir mekaar, die wêreld is verskriklik donker, die wêreld is verskriklik. Ons hou dit nie aan sê nie. Ons probeer nou maar positief bly, ons probeer kyk na wat is die ligpuntjies wat daar is, ons fokus maar daarop, ons hou daaraan vas. Maar elke keer wanneer jy die koerante oopmaak, of aan die nuus luister, en jy hoor van wat aan die gang is in die wêreld, dan hoor daar's dalk nog 'n plaasaanval. Daar's al weer 'n ongeluk op die R40 gewees. Daar's weer dit of weer dat het gebeur. Dan besef jy, ja werklik waar, die wêreld is 'n donker plek. Die wêreld is 'n donker plek. Daar's 'n klomp hartseer, lelike dinge in die wêreld. En ons geneigtheid wanneer ons hierdie goed hoor, dan wil ons dadelik iets daaromtrent doen. As ons hoor daar was 'n plaasaanval, dan is dadelik onder ons eie boeregemeenskap sê ons sê maar, hoe gaan ons nou maak? Wat kan ons doen om hierdie dinge te voorkom dat dit nie ook met ons gebeur? As daar weer 'n ongeluk op die R40 is, dan voel ons maar ons moet met die owerhede gaan praat en sê, maar doen iets. Maak 'n plan, ons kan nie so aangaan nie, ons mense gaan dood op die paaie, help ons. Ons probeer om die dinge reg te stel en te voorkom. Maar ons moet onthou dat boosheid en lyding en duisternis sal altyd op hierdie wêreld wees. Gaan altyd hier wees tot en met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar as juis in hierdie duisternis, juis wanneer ons hierdie goed hoor en hierdie goed beleef en hierdie goed sien, dat ons raak sien waaroor Kersfees gaan. Want Kersfees kom wys vir ons wat is God se plan. Hoe gaan hy met hierdie duisternis maak? Wat gaan hy hiermee doen? Wat is God se plan vir lyding en swaar kry in hierdie duister tye? Hoe maak God? En dis waaroor die teks ook vanmôre gaan. Ons sien hier twee dele in vanmôre se teks. Daar's die eerste gedeeltjie is vers 1 tot 3, daar word die feite gegee. En dan in vers 4 tot 7 ontwikkel daar 'n patroon wat nie net in hierdie gedeelte van toepassing is nie, maar 'n patroon wat reg deur die evangelie loop. En ons gaan net na hierdie twee goed kyk. Die feite en die patroon wat ontwikkel en verder deur die evangelie die Bybel leer. En as ons daarna kyk, dan sien julle wat is God se plan met duisternis. Kom ons begin by die feite. Vers 1 tot 3 sê, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf is word. Die eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Syrië was en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En daar's baie mense wat vandag sal sê, ag nee, wat hierdie storieetjies wat hier opgeteken is, dis vir jou veeverhaaltjies. Dis sommer legendes en mites. Dis nie regtig nie. Dis stories wat vertel is simboliese waarde. Dit moet iets uitbeeld, dit moet vir ons 'n bietjie hoop gee. En dis al wat dit is. Dis nie feite nie. Dis maar net 'n storie. Maar toe Lukas hierdie goed neergeskryf het, was dit baie duidelik dat hy nie wou 'n storie skryf nie. Hy begin nie met eendag was daar 'n man nie. Of lank gelede in 'n ver afgeleë land nie. Nee, kyk waar begin hy mee. Hy sê, onthou julle die jaar toe keiser Augustus die sensus geroep het in Rome? En almal wat daai tyd hierdie briewe ontvang het die eerste keer kon onthou, ja, ons was daar, ons onthou dit. In daai jaar, julle onthou ons Cyrenius was nog die gouverneur, hier oor ons hier in Syrië, onthou julle daai tyd?
Dis hoe hy begin. Hy kom stel die feite. Want hy is nie besig met 'n storie lank gelede nie. Hy kom gee die realiteit. En dis wat hy doen. Hy sê dis wat regtig gebeur het. As jy terugblaai in Lukas 1, dan sal jy sien heel aan die begin van Lukas 1, dan sê hy ook, hierdie goed wat ek vir julle nou neerskryf, was ek 'n ooggetuie van. Met ander woorde, hierdie wat ons lees, is 'n ooggetuie verslag. Hy sê, dit is wat gebeur het. En wanneer ons dan hier lees, dat Jesus gebore is in 'n stal, en met doeke toegedraai is deur sy ma, en daar in die krippie neergelees, dan is dit nie 'n storieetjie nie. Dis feite. En dis wat hy probeer sê. Hy kom gee vir ons presies wanneer dit gebeur. Hier's die feite, gaan kyk maar. En ons kan vandag nog gaan kyk in die buitebybelse geskrifte. Daar was so 'n tyd toe keiser Augustus hierdie goed gedoen. Daar was so 'n man wat in Sirië geheers het. Dis in daai tyd wat hierdie dinge afgespeel het. Dis die feite. Nou hoekom is dit belangrik? Hoekom maak dit nou saak of dit nou regtig is of nie? Weet, kan dit nie maar net 'n storie wees nie. Want baie mense sê, ag, want ook van die Bybel is so letterlik opneem. Verstaan dit dan maar simbolies, dan beteken dit ook, dit gee ons nog steeds 'n mooi boodskap, is dit nie? Is dit regtig nodig om dit feitelik so te verstaan? Wel, dink dalk so daaraan. Ons almal hoop dat dinge sal beter gaan. En dit is so, dinge kan beter gaan. En tog in 'n sekere sin gaan dinge beter. Ek bedoel, as jy nou dink in terme van ontwikkeling wat daar plaasvind in die laaste paar jaar in tegnologie en wetenskap. Dink aan die vordering in die mediese wetenskappe. Baie van ons hoor is hoes en nies en gaan te kere, ons het griep op die stadium. 100 jaar terug sou jy waarskynlik lang bome toe gaan as jy griep gekry het, want daar was nie medikasie nie. Daar was nie penicillin en nie veel goed wat jou kon help nie. So, as jy net kyk hoe dit verander het en verbeter het, dan is daar tog beter dinge wat vandag gebeur. Dink nou maar aan die AI, die kunsmatige intelligensie wat ons sien deesdae. Al hierdie vorderinge, die vinnige vorderinge wat besig is te gebeur. Dis alles goed wat vir ons wys dinge gaan in 'n mate beter. Maar saam met dit maak dit ons ook baie bang. Want as jy nou dink aan iets soos kunsmatige intelligensie en hierdie groot spronge wat nou besig is om te gebeur in die tegnologie, dan word ons bietjie senuweeagtig en met goeie rede. Want ons leef byvoorbeeld 'n tyd van dat alles elektronies is. En daar's 'n baie groot moontlikheid dat kuberkrakers, wonder wel hoe van die kinders weet wat 'n kuberkraker, wonder van die ou mense weet wat 'n kuberkraker. Dis 'n hacker as jy nie geweet het nie. Dis nou ouens met die rekenaars, hackers, kuberkrakers. Daar's 'n baie groot moontlikheid dat hierdie ouens in die netwerke van die wêreld kan inbreek en triljoene dollars kan laat wegraak in 'n oogwink, wat die hele wêreld in 'n depressie sal laat verval. Dis alles moontlik en dit word makliker soos wat hierdie kunsmatige intelligensie vorder. Dis goed wat kan gebeur. In die vorige eeu sal die ouer garde onthou van die Koue Oorlog tussen Rusland en Amerika en daai vrese wat daar was. Want dis nou half in 'n mate nou verby, maar tog is daar nog vrese. Want met al hierdie nuwe tegnologie en al hierdie ontwikkelinge wat nou besig is te gebeur, is daar al hoe meer mense wat toegang het tot inligting. En hierdie inligting en hierdie ontwikkeling wat daar is, hierdie kernwapens wat daar is, kan ook nou na ander lande toe en onder ander mense se mag kom. En dit beteken dat as 'n kernwapen of kernwapens afgevuur word, het nou eendag 'n program gekyk waar sou Rusland aangeval word deur 'n kernwapen, is daar nie eens nodig dat iemand 'n knoppie hoef te druk of 'n bevel te gee nie. Daai al hulle kernwapens skiet uit dadelik uit, iets soos 4000 van hulle. Dit is in 'n kwessie van minute, dan is hierdie aardbol 'n vuurbol, vlammende bal wat in die lug rondspin. Dit is 'n moontlikheid. Dis regtig so. Waarom is ons bang? Waarom word ons bang as ons al hierdie ontwikkelinge goed sien? Want ons weet waar lê die bron van die duisternis. Ons weet waar lê die probleem. Dit lê in mense se harte. Dis waar die duisternis is. Dis waar die bron lê. Al wat die tegnologie doen, is dit bring eintlik net nuwe vorms van duisternis.
Ja, natuurlik, daar is ook mooi goed daar is ook mooi vordering, so ek sê, die medies en al die goed, daar is wonderlike goed wat verbeter word deur tegnologie. Maar, die tegnologie maak ook die slegte dinge nog slegter is. Want ons weet, dat die boosheid kom uit die mens se hart. En tegnologie verander die mens se harte nie. Die boosheid gaan nie weg. Martin Luther het die Latynse frase gebruik, incurvitas, en sê, wat beteken ingekurw of ingebuig, na binne toe gekeer. Dis ons probleem. Ons mense is so ingekeer in onsself, ons is so egosentries, ons is so lief vir die eie ek, dat ons nie eers besef hoe boos ons eintlik is nie. Ons het nie die vermoë om uit te strek na God nie, want ons is so in onsself in, dit gaan net oor ek en my en wat vir my werk. En dis ons groot probleem. Ons is selfgesentreerd en ons sien nie waar die boosheid vandaan kom nie. Al is dit reg voor ons eintlik. Want ek meen, elke dag hoor ons van dinge, elke dag beleef ons dinge. As jy nou dink aan Desember is elke jaar die maand waarin geweld teen vroue en kinders vir ons in ons kele afgedruk word deur die radiostasies. Desember is daai maand. Dis niks fout daarmee, is goed. Maar waar kom daai geweld vandaan? Uit mense se harte uit. Waar kom hierdie fopnuus wat in die wêreld versprei word om mense bedwaling te probeer kry? Waar lê die oorsprong van daai boosheid? Kom uit mense se harte uit. Waar kom gebroke huwelike en stikkende huise? Waar kom dit vandaan? Uit die boosheid van die mens se hart. Die hartseer wat in hierdie wêreld is, kom uit mense se harte uit. Die beter tegnologie gaan dit nie verander nie. En nou verstaan jy hoekom Lukas sê, hierdie kan nie net 'n legende wees nie. Hierdie verhaaltjie van Jesus kan nie maar net 'n storie wees wat vertel word om vir ons hoop te gee nie, want dit gaan nie jou hart help nie. 'n Storieetjie, 'n hartroerende verhaal van iemand wat kom om te help, gaan jou hart wat duister is niks help nie. Gaan niks om te doen nie. Ons het nie nodig om te hoor van die heerlikheid wat verskyn van God nie. Ons het nodig dat die heerlikheid van God werklik verskyn. Ons het nodig dat hy kom en ons harte verander. Want ons sal dit nie self kan doen nie. En daarom moet dit feite wees. Dit kan nie maar net 'n storie lank gelede wees nie. Dis die eerste ding wat ons sien. Dis die feit. Dit het so gebeur. Gee die feite, daar's 'n rede daarvoor. En dan die tweede ding sien ons, dat hier nou 'n patroon ontwikkel. En die patroon, dit is al baie, ek wil vir baie oor van gesels hier van bo af. En dit is dat Jesus kom en hy keer alles eintlik onderste bo. Hy sê, as jy wil bo uitkom, as jy 'n leier wil wees, moet jy 'n diensknegt wees. Daai onderste bo gedagte. As jy die eerste wil wees, moet jy die minste wees. As jy ryk wil wees, dan moet jy alles weggee. En dis hierdie onderste bo patroon wat ons ook hier in hierdie teksgedeelte sien. Ons sien dit daar van vers 4 af, lees dit vers 7. En sy het daar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Hy kom as niks. Arme mense. En dit nêrens heen te gaan. As jy 'n bietjie verder gaan lees, in die volgende paar vers daarvan, vers 21 af, dan sien jy, dan word daar vertel van die besnydenis. Toe Jesus 8 dae oud was, dan vat hulle mos die kindertjies om besny te word volgens die Joodse gebruike. En as hulle Josef en Maria vir Jesus vat na die tempel toe, dan moet hulle offer gee. En dan as jy afhangende van hoe ryk jy was, dis afhang van wat se offer jy gee. As jy ryk was en geld gehad, dan jy 'n groot offer gebring, jy 'n bees gebring. Bulf, koei. As jy in die gemiddelde klas was, dan jy gewoonlik 'n skaap of 'n bok gebring. En as jy niks gehad het nie, as jy nie geld gehad het om iets te bring nie, dan het jy 2 duwe gekry eers. Of jy dit vir baie goedkoop gekoop, en as jy dit nie kon bekostig nie, dan vang jy 2 duwe. En dan vat jy dit, en dit is jou offer. En dis die offer wat Josef en Maria gegee het. Hulle was die armste van die armes. En ons sien dit hier in die teks ook. As hulle in Bethlehem aankom, en hulle begin rondsoek vir verblyf, die vrou is so te sê in kraam. Dis nou.
Sy moet iewers daar haar kop neerlê, sy moet 'n plekkie kry. Haar man het nie eens geld om, hy het nie invloed, hy het niks nie, hy kan dit nie eens regkry om 'n huisie te kry met die Here nie. Uiteindelik sê iemand vandag, julle klomp arme mense, bly maar daar, julle kan in die stal gaan bly. Julle kan maar daar probeer, van lê maar daar in die stal, kryf julle daar 'n plek. En is daarom dat Jesus uiteindelik in die stal gebore word, en neergelê word in 'n voerbak. Nie 'n bed nie, 'n voerbak. Ons probleem is natuurlik, ons het altyd hierdie sentimentele siening oor Kersfees. As ons dink aan die geboorte van ons Here Jesus Christus, dan sien ons mos altyd hierdie pragtige ou klein babatjie in die krippie daar lê. En al die beeste en skape en bokke wat daar staan met net sulke groot glimlag op hulle gesigte. En daar sulke pragtige indirekte beligting wat almal so half engelagtig laat lyk. En 'n sterretjie daar bo en af. Jy sien net dit is wel pragtig, hè? Dit is so cute. En dit lyk so sag en so warm en so snoesig. Dit is glad nie wat die Bybel vir jou leer. Die Bybel kom vir jou leer, dis wreed. Dis arme mense wat vra asseblief iemand, waar kan ons gaan? My vrou is swanger, sy moet nou 'n kind kry. Waar? Gee vir ons asseblief, help ons. Nie is die plek hier, die gaan bly daar tussen die diere, julle klomp arme mense. Daar is ons julle plek, gaan. Daar moet sy geboorte skenk aan die koning van die konings. Hulle is arm. Hulle het 'n voerbak. Verwerp. Dis die patroon. Moet die minste wees om uiteindelik opgehef te word. Ons sien dit heeltyd hierdie patroon wat deurkom weer en weer en weer. In die begin van Jesus se lewe sien ons al klaar iets van waarheen hy op pad is. Nou net in 'n klein mate, maar dit sê alreeds vir ons wat gaan sy lewe vorentoe lei. Hoekom kom hy dan nie as 'n generaal? Baie keer ons vra, hoekom het hy nie as 'n filosoof, geleerde professor? Kom hy nie in 'n paleis nie, hy kom in 'n stal. Hoekom het Jesus op die manier gekom as hy dan juist met die duisternis moet afreken? Hoekom kom hy as onderdanig aan die duisternis? Hy kom in swakheid, onderworpe aan die duisternis. Sou dit nie beter gewees as hy 'n generaal was nie? Sou dit nie beter gewees as hy as 'n koning gekom het nie? Die antwoord is nee, my liewe broer en suster. Want as Jesus Christus die eerste keer kom, en hy sou kom as 'n generaal of 'n koning, wat al die duisternis, al hierdie vieslikheid, hierdie donkerheid van hierdie wêreld moet wegneem, dan sou niemand oorgebly het nie. Dan sou hy elke liewe mens op aarde moes doodmaak. En as jy dink ek oordryf, dan ken jy duidelik nog nie die eie donkerheid van jou hart nie. Daar's niemand in hierdie wêreld wat se hart rein is. Daar's niemand wat nie duister is nie. En daarom kan hy nie kom as 'n generaal om ons te kom doodmaak nie, want dan gaan hy almal moet doodmaak. En daarom kom hy in die eerste plek nie om te oordeel nie, maar om die oordeel te dra. Om die verwerping op hom te neem vir ons selfgesentreerdheid en vir ons sonde en vir ons oortredings. Sodat wanneer hy weer terugkom, daar mense is wie se harte al verander is deur die genade wat hy hulle bewys. Dat wanneer hy weer kom om die finale oordeel te bring, dan kan hy die duisternis wegvat sonder om almal weg te vat. Met ander woorde, hy het gekom om die mense se harte te verander voordat hy weer kom. Want as hy het nie gedoen het, sou daar niemand gewees het wat ooit die hemel gesien het. Dis hoekom hy nie kom as 'n generaal of 'n koning nie, maar in nederigheid, as 'n klein kindjie wat gebore word in 'n vuil, vieslike stal. Want hy weet nie hoekom dit 'n feit moet wees. En hoekom Lukas daarop ander. Want ander gelowe dring ook daarop aan dat daar verlossing is. Die boeddhiste sê, jy kan ook werklik waar, jy kan ook die ewige lewe beerwe. Hulle praat van verligting, jy kan werklik, as jy die werklike verligting soek, dan sal jy verligting vind. Die Mohammedane en die Moslems sê, wel as jy werklik waar jouself onderwerp aan Allah, dan kan jy ook die ewige lewe kry. So Boeddha en Mohammed stem nie met mekaar saam oor hoe jy die hemel gaan kry nie, maar hulle stem wel saam dat jy kan in die hemel kom deur die regte ding te doen. Boeddha sê dis deur verligting, Mohammed sê dis deur harde werk en onderwerping aan Allah, maar as jy hard genoeg probeer,
dan kan jy in die hemel kom. En dis nie wat die Christendom sê nie. Die Christendom sê, die duisternis in jou hart is net te groot. Die duisternis in jou hart is te groot, jy kan dit nooit regmaak op jou eie. En daarom moes die Here Jesus kom. Nie om die gehoorsaamers by mekaar te trek en te sê, kom julle wat nou al julle goeie mense, kom ons veg nou teen die slegte mense nie, want daar was nie goeie mense nie. Daar is nie goeie mense nie. Daar's nie een mens in hierdie wêreld wat sy hart goed is nie. Dis net deur die genade van God. En daarom sê die Here Jesus, julle kan julle self nie red nie. En ek het ook nie vir julle kom wys hoe om dit te doen nie. Ek het julle kom red. Ek is julle redding. Ek het kom doen wat julle moes doen, maar nie kon nie. Ek kom om julle sonde straf te dra. En dit beteken dat Jesus se geboorte, sy dood en sy opstanding, daar waar hy die grense van die dood verbreek, is nie werk of beginsels wat ons net moet naaap en sê, ons moet nou maar net so leef nie. Ons moet nou net die werke doen wat Jesus doen en dan sal ons gered word nie. Dis nie wat hy leer nie. Daar's baie werke en wonderwerke selfs, as jy gaan kyk na die lewe van Boeddha. So as die boeddhistiese geskrifte gaan lees, dan sal praat nog van werke en wonderwerke wat Boeddha gedoen het. Goed wat mense nou moet naaap of agterna doen en sê, julle moet ook soos hy maak in hierdie sin. Of die Mohammedane selfde sê, daar's ook werke en wonderwerke wat Mohammed gedoen het, maar dit is alles dinge wat mense kan doen. Sê nee. Ons kyk nie na die Here Jesus en sê, o, dis wat ons moet doen nie. In die hart van die saak is daar ook 'n voorbeeld, maar dit het niks met ons redding te doen nie. Die werke en die wonderwerke van Jesus Christus word vir ons gewys en vir ons gesê, dis hoe ons gered word. Dis hoe God deurbreek in die duisternisse. Hy het menslik, swak, sterflik, kwesbaar geword. En hy sterf, en hy staan in die dood uit op. En dis hoe hy ons red. En Jesus sê, jy kan nie self nie. Jy kan nie die leertjie opklim en sê, nou is ek daar, ek het die hemel gemaak. Jy kan alleenlik in geloof van hom vashou, en hy sal jou die ewige lewe gee. En dis totaal al anders as enige ander godsdienst in die wêreld. So in hierdie patroon wat ons dan sien in hier Lukas, wat nou nie net hier begin, maar reg deurloop, sien ons baie duidelik van die minste wat die meeste word. As Jesus gebore is, word hy neergelê in hierdie grove hout voerbak, sy babietjie. Later word hy neergelê op die grove houtkruis. Hy word deur die herbergenaar verwerp, maar later sal die hele volk skree op kruisiging. Hy word in doeke toegedraai, maar later sal al sy klere van hom weggevat word en sal hy naak daar aan die kruis hang en uiteindelik van God self verlate word om uiteindelik ons straf te dra. Maar dan staan hy die dood uit op. En hy vaar op na die regterhand van God. En hy heers oor alles. Jesus Christus is verwerp, sodat ek en jou vaar kan word. Sodat ons 'n ewige tuiste het. Wat beteken dit vir ons vandag? As dit nou hoor, beteken daar's hoop. Beteken daar's hoop in hierdie donker wêreld waarin ons leef. Ja, ons is dalk in hierdie donker tonnel, maar daar's lig op die punt. Daar is 'n lig. Daar is verlossing. En daarom as ons na die wêreld kyk en dit vir ons soms oorweldigend voel as ons al hierdie dinge hoor, al hierdie tragedies, en ons hoor van 'n plaasaanval, en ons hoor van 'n nog 'n ongeluk, en ons hoor van siekte en dood en al hierdie dinge wat rondom ons gebeur, en dit voel of die duisternis ons wil oorweldig, dan bring Kersfees hoop. Dan bring dit vir ons die lig. Sê die lig het in die duisternis ingekom. En die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Kon dit nie oorweldig. Kersfees is nie net 'n storieetjie van 'n kind wat in 'n krib lê nie. Maar dit is 'n kind wat gebore is, 'n ware verhaal van 'n verlosser wat gebore word. Die lig wat deurbreek in die duisternis, sodat ons gered kan word. Mag ons hierdie Kersfees dan ook die lig raak sien. Nie net aan die einde van die tonnel nie, maar ook in die klein vlammetjies van hoop en liefde en genade wat God elke dag oor ons lewens bring. En mag ons dit ook in die wêreld rondom ons verkondig. Amen. Kom ons bid saam.
Here, ons besef nie eers die duisternis in ons eie harte nie. Soos Luther geskryf het, ons is so in onsself ingekeer, ons is so behep met ons die eie ek, ons eie ego, dat ons nie die gevare van ons eie hart raak nie. Here, dankie. Dankie dat U in hierdie duisternis ingekom het, om vir ons te kom wys wat die ware lig is. Dankie dat U in deur gebreek het in ons wêreld in, en ons kom verlos hiervan. En dat ons wat hier vanmôre is, wat U kinders is, hierdie genade ontvang het, die wedergeboorte, dat ons die lig gesien het en verstaan en hoor wat U sê. En Here, mag ons in hierdie Kerstyd daardie hoop aan die wêreld verkondig. Dit wat ons doen en dit wat ons sê, daar waar ons beweeg, mag ons aan die wêreld die lig laat skyn. En mag ander ook sien en ander ook glo. Here, ons gebed is dat U met ons as gemeente sal wees, en besonder in hierdie tyd, hier op die einde van die jaar, waar so baie van ons moeg en afgemat is. Here, sterk ons, sodat ons met volharding sal vashou aan ons roeping, om die lig daar buite te laat skyn. Stuur ons hieruit. Here, mag ons, daar waar ons kom, in die wêreld verkondig, van U goedheid en U genade en U liefde. Ons bid hierdie dinge in Jesus